baie dankie dat ons op so gepaste wyse ook so by mekaar kan kom en Here, U naam mag groot maak. Die lofliedere van ons harte vir U mag sing, vir U rekening. Here Jesus, ons kom bid en vra dat U ook elke gebroke hart in ons gemeente sal kom aanraak, elke persoon wat siek is. Here, ons kom vanaand in besonder en dink aan oom Willie met die afsterwe van sy dogter. Here, dat U ook vir hom en vir sy vrou sal kom bystaan. En Here, dat hulle U teenwoordigheid sal ervaar. Baie dankie, Here, dat ons vir hom en vir sy omstandighede kan kom bid en vir elke ander persoon, Here, wat 'n geliefde al in die dood afgestaan het. Elke persoon wat verstaan hoe groot daardie leemte is wat nagelaat word. En ons kom bid en vra, Here, dat ons as gemeente ook daardie las saam met hom sal dra. Dat hy sal besef, Here, hy dra dit nie alleen nie, maar daar is baie wat saam met hom voel. Ons bid dit in Jesus se heilige naam. Amen. Nou ja, vriende, ons is ons Bybels oopmaak by Romeine, hoofstuk 1 vers 1. Ek gaan vir ons 'n kort gedeelte saam lees, net die eerste 7 verse, en as die Here natuurlik toelaat, kan ons tot by vers 15 of 7 tot by vers 15 gaan, indien moontlik. Maar ek wil vanaand so 'n bietjie u kennis kom verbreer en ek wil so 'n bietjie vir u, ek dink, meer inligting gee sodat ons baie dinge van die Nuwe Testament beter kan verstaan. En so kom ons lees eerstens dan Romeine 1 vers 1 tot en met vers 7. Paulus, 'n diensknegt van Jesus Christus, 'n geroepe apostel, afgesonder tot die evangelie van God, wat hy tevore beloof het deur sy profete in die heilige skrifte, aangaande sy seun wat gebore is na die vlees, uit die geslag van Dawid, en na die gees van die heiligheid, met die krag verklaar is as seun van God, deur die opstanding uit die dode, Jesus Christus ons Here, deur wie ons genade en die apostelskap ontvang het, om geloofsgehoorsaamheid te verkry, onder al die heidene, ter wille van sy naam, onder wie julle ook is, geroepenis van Jesus Christus, aan al die geliefdes van God, geroepe heiliges wat in Rome is, genade vir julle en vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus. Paulus se seëngroet, Paulus se gedagte wat hy kom deel. Nou, ek het vanmôre met u in kort so vinnig net gepraat rondom die diensknegt aspek. Paulus wat homself verklaar as 'n diensknegt van Jesus Christus. En nou wil ek na die tweede gedeelte van vers 1 toe gaan. 'n geroepe apostel, afgesonder tot die evangelie van God. Nou wil ek vanaand vir u 'n paar interessante dinge kom leer. En ek het vroeg in my bediening gesien, 'n mens moenie 'n Bybelkarakter uitsonder nie. Maar tog dink ek is dit belangrik om melding te maak van Moses, belangrik om melding te maak van Abraham, is belangrik om melding te maak van individue wat groot dinge vir die Here gedoen het. En ek dink as ek vir 'n oomblik dit kan inlei, en ek kan by Moses stil staan. As ons bietjie dink aan Moses. Moses, hy is redelik onskuldig met sy geboorte, behalwe nou vir sy erfsonde, maar hy bevind homself as babietjie in 'n baie moeilike omstandighede. Kan nie onthou wat was sy omstandighede? Gevleg in 'n mandjie. Hy was seker nie vasgemaak nie, maar hy's in die mandjie met pik besmeer, want die omstandighede het sekere dinge in die lewe gebied. En hy is daar met 'n Hebreër, en ons weet natuurlik die prinses het afgegaan om te reinig, en daar word hierdie onskuldige kind gevind. En daar kom hierdie Moses se lewe tot 'n spesifieke gedagte, en hy kry 'n naam wat uit die water gehaal beteken word. Maar kom ons, ek wil sê, jaag vorentoe, 40 jaar later. 40 jaar later stap een van die prinse van Egipte buite en hy kyk 'n bietjie hoe gaan dit met sy broers. En hy merk dat daar 'n Egiptiese man is wat 'n Jood slaan. En wat doen ons geliefde Moses? Hy moor. Hy maak dood. En toe dit aan die lig kom, toe hy hom klaar doodgemaak het, toe gaan hy huis toe. Daar staan nie in die Bybel dat hy moeilik geslaap het nie. Inteendeel, hy het die volgende dag teruggegaan en weer daar gaan rondloop. En toe dit uitkom, toe is hy bang.
Hy is toe nie bang vir wat hy gedoen het nie, maar hy is bang vir sy lewe. Hy vrees toe vir sy eie lewe. En daar bevind hy homself ewe skielik in die woestyn. 40 jaar later, op 80, kom hy by die brandende bos uit. En van daar af sien ons, Moses het baie dinge gedoen, maar ons besef ook, Moses het 'n agtergrond, 'n goeie agtergrond, geleer in die paleis. Ek neem aan hy kon lees en skryf soos meeste mense nou verstaan, want jy word opgevoed as 'n prins. Maar ons sien net in daai voorbeeld dat Moses was nie die beste karakter dalk, 'n moordenaar wat iemand doodslaan. Ek dink as prins kon hy dalk vir die Egiptiese man gesê het, ek dink jy moet ophou. Ek dink hierdie gedrag gaan nie vandag werk nie. Gaan terug. Maar hy het nie. Nou wil ek vanaand by Paulus kom. Wat weet ons van Paulus? Paulus het hoeveel boeke van die Nuwe Testament geskryf? 2/3. 2/3 van die Nuwe Testament is geskrywe deur Paulus. En ek wil vanaand 'n klein bietjie tyd spandeer om vir u agtergrond te gee rondom die skrywer. Want as ons die skrywer, ek sou sê, 'n bietjie meer verstaan, en dan gaan ons ook dalk van sy boeke beter verstaan, veral as ons leer by wie hy geleer het en die omstandighede rondom dit. So as ek nou na die volgende gedeelte toe gaan, Paulus, 'n diensknegt van Jesus Christus, 'n geroepe apostel. Nou dis nou die probleem met die boek Romeine wat almal oor so, dis so lekker boek, maar so diep. Waar is hy geroep as 'n apostel? Wat het gebeur? Want ek meen ons weet wie die apostels geroep, niemand anders as Jesus Christus nie. Jesus Christus het vir sy disippels gesê, kom jy agter my aan, kom jy agter my aan. Daai ons het nie aangemeld vir diens nie, hy het hulle geroep, hy het hulle gekies. Nou kom Paulus, die moordenaar, die geweldenaar, hy skryf 'n brief aan Romeine, in Rome. Hy wil vir hulle 'n brief skryf, en nou maak hy 'n stelling, en hy sê, hy is 'n geroepe apostel. Wie het hom geroep? Waar kom hy aan dit? En daarom wil ek vanaand so bietjie tyd spandeer, sodat ons kan sien, 1, die Bybel is foutloos, en waarom Paulus dit sê, en hoe belangrik dit is, om te verstaan, dat die boek Romeine hierdie woorde gebruik, want vriende, dis baie belangrik vir ons, dis belangrik vir heidene, dis belangrik vir ons Nuwe Testamenties. Ek wil vir u vra, en dink vir 'n oomblik voor u my antwoord, is die Heilige Gees uitgestort, toe Paulus hierdie brief geskryf het? Was die Heilige Gees uitgestort, toe Paulus die wagte se klere opgepas het, met Stefanus se steniging? Was die Gees uitgestort? Ja. Daarom is dit belangrik om 'n bietjie te kyk na hierdie omstandighede. So nou wil ek vir u 'n paar dinge van die perd Paulus, soos een van my geleerde kollegas eendag van die kansel afgesê het, en hy het groot moeilikheid gekom oor die perd Paulus. Maar ja, gelukkig gaan ek nou nie in die moeilikheid kom nie, want hy het klaar in die moeilikheid gekom. Paulus se status wil ek vanaand 'n bietjie aan u openbaar. Ek het 'n paar dinge wat ek van Paulus wil sê, want hy noem homself 'n afgesonderde apostel. Hy gee vir homself sekere terme wat hy nie homself noodwendig toeëien nie, maar die Bybel sê dit van hom. En ek wil nou 'n paar dinge vir u kom openbaar. Paulus was 'n Jood by geboorte. Sy Joodse ouers, hy het Joodse ouers gehad en hy is gebore uit die stam Benjamin. En in Filippense 3 vers 5 sê die Bybel, is hy besny op die 8ste dag uit die geslag van Israel, van die stam van Benjamin, 'n Hebreër uit die Hebreërs, wat die wet betref, 'n Fariseer. Paulus is 'n Jood, hy het 'n Joodse ma en pa, en hy kom uit die geslag van Benjamin uit, en hierdie spesifieke Benjamiete is nou
presies wat hulle is. Maar nou sê die Bybel, hy gaan verder, dat hy nie net 'n Jood is nie, maar hy's 'n Fariseer. Nou, om 'n Fariseer te wees, lees ons in 2 Korintiërs 11 vers 22, dat is hulle Hebreërs, ek ook. Is hulle Israeliete, ek ook. Is hulle uit die nageslag van Abraham, ek ook. Nou, 'n Fariseer, verskoon my, is 'n persoon wat op die 8ste dag besny word nadat hy gebore is. 'n Fariseer is 'n persoon wat in 'n verskriklike godsdienstige huis groot word, onder streng Fariseer wette, 'n wettiese huis. Paulus kom uit 'n huis uit, waar die wette van God gehoorsaam is tot op die punt. En daar bevestig die woord dit vir ons. Dat hy Hebreër is, dit gee vir ons 'n bietjie 'n indikasie, dat hy potensieel ook dan homself uitgee dat hy Hebreeus magtig is, maar dat hy Hebreër is. En daarom hy word ook so geken in 2 Korintiërs 11 vers 22. Maar dan gaan Paulus verder en ons sien dat Paulus 'n Romeinse burger is. Nou wonder jy op jouself, hoe kry Paulus, 'n Jood uit die geslag van Benjamin, 'n Fariseer, dit reg, wat homself 'n Hebreër noem, dat hy homself 'n paspoort gee, dat hy vir homself 'n identiteit, 'n landsburger noem. Nou, ek weet nie of meeste van die behoort dit te weet. Wie was in beheer van die wêreld? Wie was in beheer spesifiek van Jerusalem op daardie stadium? Die Romeine. En nou kom Paulus, 'n Hebreër uit die Hebreërs, 'n Fariseer, 'n Jood, en die Bybel sê, hy was 'n Romeinse burger. Paulus is gebore in Tarsus, 'n belangrike Romeinse stad. Dis waar hy gebore is. Hy het 'n Romeinse burgerskap van geboorte af gehad, en 'n groot voorreg in daardie tyd. Nou, iets wat u nie weet nie. Mense kon Romeinse burgerskap koop. Nou, ek weet nie of u sal onthou nie, maar een van ons groot wêreldleiers het onlangs gesê, mense kan daar in Amerika sommer 'n groen kaart koop, en hy het dit sommer 'n gold kaart genoem. Jy kan vir jou die akte koop om 'n landsburger van Amerika te wees, en hy het nogal 'n groot bedrag ook aan dit gekoppel. Ek dink, ek wil my nou verstout om te sê, is $5 miljoen dollar, wat ek dink wat hy dit voorgemaak het. Waar enige persoon van enige nasionaliteit, van enige heenkoms, homself kan aanmeld en 'n burger van 'n land word. Nou, die Romeine het dieselfde gedoen. Die Romeine het mense toegelaat om burgerskap te koop, en dan natuurlik was mense wat daar gebore sou word, wat Romeinse burgers is. Hulle kinders het 'n geboortereg om hulle self Romeine te noem. En die Bybel gee vir ons die gedagte, en Paulus sê dit. Kom ons sien dit, ek gaan dit vir u gee in Handelinge 22, vers 27 en vers 28. En die owersters het gekom en vir hom gesê, sê vir my, is jy 'n Romein? En hy antwoord, ja. En die owerste sê, ek het hierdie burgerskap vir baie geld verkry. En Paulus sê, maar ek is self so gebore. Het jy gewonder of die Bybel dit dan verklaar dat hy 'n Romein is, 'n Romeinse burger, dat hy 'n Jood is, dat hy 'n Hebreër is, dat hy 'n Fariseer is? Hierdie persoon is dan nou in ons oogpunt baie hoog gekwalifiseerd as Jood, as Romein, as Fariseer. Ek gaan verder. In Handelinge 16 vers 37 en 38 lees ons die woorde, maar Paulus sê vir hulle het ons sonder oordeel in die openbaar geslaan, ons wat Romeine is, en in die gevangenis gewerp, en wil julle ons nou stil uitwerp? Niks daarvan nie. Laat hulle self kom en ons uitlei. Kan jy sien
En ek wil dit vir u, ek wil vir u 'n aanloop gee dat God op hierdie aarde spesifieke planne het. En dat God planne en mense op spesifieke geleenthede en in gereedheid bring om sy wil te laat geskied. Want ek wil dit vanaand 'n bietjie verder vat vir die van u wat hier sit. Wat is die plan wat God met u het? Wat is die doel waarom God u op hierdie aarde gesit het? So Paulus is nou vir ons gedefinieer, ons sien verder sy fariseer, en ek het vir u nou genoem van 'n fariseer wat nou opgelê is in die wette, maar hy was 'n leerder aan die voete van Gamaliel, 'n gerespekteerde fariseer. So, dink u Paulus het die wette geken? Ja. Nou wil ek vir u so 'n klein bietjie iets verduidelik en iets noem van Paulus se opvoeding. Die Jode, veral die fariseërs, sou hulle seuns gevat het en almal laat onderrig het soos al die Joodse seentjies. En by die ouderdom 13 by Bar Mitzwa word hulle getoets op hulle kennis van die Ou Testament en spesifiek op die boeke Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium en Joshua en Rigters. Al gaan die liedjie nou my kop aan. Maar wat nou vir my belangrik is, die feit dat die Bybel sê by wie Paulus geleer het, 'n seun wat voortgaan, wat geskik vind, met ander woorde, sy kennis van die woord van die wet, is so goed dat hy verder opgelei word. Hy is dan in diens om opgelei te word as priester, in diens om opgelei te word as een van die voorgangers. Nou is hy wat aan die voete van Gamaliel gesit het, hy is dan 'n volgende leier. En u sal merk, en ek het dit vanoggend vir u genoem, wat het Paulus gedoen na Jesus se kruisiging? Hy het pertinent opgestaan as jong leier. Hy laat my amper aan Julius Malema dink, wat die jeugleier was by die jeugliga. Hy het prakties en hy het baie hard probeer skree vir dit waarin hy glo. Nou, Paulus het dieselfde gedoen. Hy het geglo dat die sinagoge reg is. Hy het geglo in die wette. Hy het geglo dat Christus nie die seun van God is nie. En hy was opgevoed in die voete van Gamaliel, en wat het hy gedoen? Hy het toe ver regs gegaan en hy het oorgegaan in aksie. En hy het sy godsdiens aktief gaan beskerm teen wat hy ingesien het as 'n leuen. En die Bybel leer dit vir ons dat hy 'n ywerige vervolger van die Christene was voordat hy tot bekering gekom het. Handelinge 22 vers 3 sê hy, ek is 'n Jood gebore in Tarsus in die provinsie Sicilies, maar opgevoed in hierdie stad aan die voete van Gamaliel, volgens die strengheid van die wet wat van die vaders onderrig. En ek was 'n yweraar vir God, net soos julle almal vandag is. Hy skryf 'n brief, hy skryf dit en hy sê dit in Handelinge 22 vers 3, sê hy wie hy is, waar hy vandaan kom, en meeste van die weet, Paulus was vir 'n lang tyd toe hy in dorpe aangekom het, wanneer hy die evangelie wou verkondig, het die kerke, die Christene gaan wegkruip, want hulle het geweet van Paulus. Hulle het geweet van hoe hy optree, hulle het geweet wat hy gedoen het, hulle was duidelik, sterk bewus van wat met Stefanus gebeur het. En hulle het gedink, hy's nou 'n spioen. Hulle het gedink, hy het nou gesien, hy kry nie reg wat hy wil nie, en nou het hy die organisasie binne kom tree, en nou het hy voorgegee dat hy saam met hulle is, sodat hulle netwerk kon oopvlek. Maar dis nie wat Paulus gedoen het nie, ons weet dit vandag, maar hulle het dit nie geweet nie, en dis wat hy vir hulle sê in Handelinge 22 vers 3. En in Handelinge 26 vers 5 sê hy, dat ek volgens die strengste rigting van ons godsdiens geleef het, as fariseer. Ek wil vir u sê, Handelinge 26 vers 5, Paulus maak 'n bekending, 'n erkenning van sy status as fariseer. Paulus het sy godsdiens op sy mou gedra. Letterlik. Hy het letterlik die wette volgehou. En in Filippense 3 vers 6 lees ons die woord,
wat Eber betref, 'n vervolger van die gemeente. Dis wat hy van homself sê. Wat geregtigheid betref en die wet, onberispelik. Het jy geweet dat Paulus die wette so goed nagevolg het, dat die mense geen fout in sy optrede kon vind nie. Hy het die sinagoge probeer beskerm. Hy het sy godsdiens wat hy wetties van kindsbeen af aanvaar het, dit het hy probeer beskerm in sy wese. Paulus se unieke agtergrond het hom geskik gemaak om met Jode te redeneer. Hoekom? Want hy was 'n Fariseer en 'n Hebreër. Met die heidene en die filosofe kon hy redeneer deur sy opvoeding en sy kennis. En met die Romeinse owerheid kon hy werk as 'n wettige burger. Spesifiek op 'n spesifieke plek geplaas. In 1 Korintiërs 9 vers 22 tot 22 lees ons: vir die Jode het ek 'n Jood geword, en vir die wat onder die wet is, soos onder die wet. En vir die wat sonder wet is, soos een sonder wet. Vir almal het ek alles geword, om in alle gevalle sommige te red. Toe Paulus by die wettiese mense kom, toe het hy die wette gehou, om nie hulle te affronteer nie, sodat hy die evangelie kon bring. Toe hy by die Romeine kom, toe tree hy nie op soos 'n Hebreër of 'n Fariseer nie. Hy tree toe op volgens sy geboortereg. En toe hy as Fariseer kon optree onder die Fariseërs binne die sinagoge, kon hy homself voorstel as 'n Fariseer, 'n wetsgehoorsame persoon, 'n persoon wat van die 8ste dag af, van sy geboorte af, tot by sy opvoeding aan die voete van Gamaliel. Nou sien ons, Paulus sê, hy het nie sy evangelie van 'n mens ontvang nie. En dis waar ek nou by die eerste gedeelte van die tweede gedeelte van vers 1 wil inkom. Paulus sê, hy's 'n geroepe apostel. Nou, u moet dit weet. Daar is 12 apostels gewees. Net 12 in die begin. Ons weet Judas het weggeval. Ons weet Paulus het nie die 12de apostel geword nie. Voor die uitstorting van die Heilige Gees het hulle die persoon aangewys, want hulle het gesê, soos die profesie sê, dat die geld wat aangewend gaan word vir hom wat Christus verloon het, daai geld gaan aangekoop word daai geld gaan aangewend word vir die koop van die pottebakker se grond, en dit het wat geword? 'n begrafplaas vir vreemdelinge. Maar dat soos die wet bepaal, daai plek gevul moet word en is gevul deur die werping van die lood. Maar nou kom Paulus en hy sê in vers 1, ek is 'n geroepe apostel. Nou wil ek vir u sê, die standaard aan 'n apostel is eenvoudig. Om 'n apostel te wees en so 'n apostel te kon word, behalwe vir een van die 12, moes jy Christus gesien het. Jy moes Christus gesien het voor sy dood. Jy moes Christus gesien het na sy opstanding. En jy moes deur hom geroep wees. Dis die standaard vir 'n apostel. Kan daar vandag apostels wees? Nee, stellig nie. Behalwe as iemand nooit dood gegaan het vir die laaste 2000 jaar nie. So kan ons vandag apostels hê? Nee, stellig nie. Maar nou kom Paulus en hy skryf in die boek Romeine vir die Romeine waar hy 'n burger is en waar hy al hierdie dinge weet. Sê hy is 'n geroepe. Nou vra ek u, hoe het dit plaasgevind? Want as ons na sy CV kyk, die CV van Paulus, dan sien ons alles behalwe kontak met Jesus. Ons sien alles behalwe kontak met Jesus. Ons lees van die gebeurtenis en ons weet nou daarvan die Damaskus ervaring. Maar is die Damaskus ervaring genoeg om te sê dat hy geroep is of 'n aangestelde apostel is? Kom ons kyk wat sê die woord vir ons. Paulus sê hy het nie sy evangelie van mense ontvang nie. In Galasiërs 1 vers 11 en vers 12 staan daar, maar ek maak julle bekend
broeders, dat die evangelie, wat deur my verkondig is, nie na die mense is nie, want ek het dit ook nie van 'n mens ontvang of geleer nie, maar deur die openbaring van Jesus Christus. Nou vriende, het ek nie vir u in Paulus se CV voorgehou dat Paulus besny is op die 8ste dag nie. Het ek nie vir u gesê dat Paulus 'n fariseer is nie. Het ek nie vir u gesê dat hy volgens die wet onberispelik is nie. En hier kom Paulus en hy sê, luister, wat ek van Jesus weet, het ek nie van mense gehoor nie. Wat ek van Jesus weet, het ek nie by mense ontvang nie, maar deur 'n openbaring van Jesus Christus. Dit maak en verklaar hom nou as 'n apostel. Dis wat hy word. Paulus se kennis en leer kom direk van Jesus, nie van ander apostels of leraars nie. Hy is na sy bekering vir 'n tyd afgesonder. Wie van u kan vir my sê, hoe lank dink u? Dink vir 'n oomblik. Hoe lank dink u is Paulus eenkant toe? Hoe lank het hy opleiding ontvang voordat hy uitgegaan het? Want ek meen, ons maak baie keer so, ons lei 'n ou na die Here toe hierdie Sondag, volgende Sondag sit ons om in 'n evangelisasie kursus en volgende Sondag wil ons hê hy moet iemand na die Here toe lei. Hoe lank het Paulus geneem om nadat hy sy Damaskus ervaring gehad het? Hoe lank het hy gevat? Wie van u kan vir my sê? Weke, maande, jare, wys vir my. Onmiddellik. Kom ons kyk wat sê die Bybel. Ek sê 'n bietjie langer. Net oor voorkennis. Kom ons kyk wat sê die Bybel vir ons. In Galasiërs 1 vers 15 tot 18 staan daar: Maar toe dit God behaag het om sy seun in my te openbaar, sodat ek hom onder die heidene sou verkondig het ek nie dadelik met die vlees en bloed te rade gegaan nie. Nou, ek het nie dadelik met die vlees en bloed te rade gegaan nie. Baie van u gaan dit dalk nie verstaan nie, gaan dit net in Afrikaans, ek wil nou sê in plain Afrikaans soos ons nou praat. Hy het nie na mense toe gehardloop en hulle gevra wat hulle dink nie. Hy het nie na die apostels toe gehardloop en gesê, kyk, ek het hierdie Damaskus ervaring gehad, en ek weet nie wat om te doen nie, help my nie. Paulus skryf in Galasiërs 1 vers 15, sê hy, ek het nie na mense toe gegaan nie, ek het nie na mense toe gaan verraad nie, en ook nie na Jerusalem opgetrek, na die wat voor my apostels was nie. Hy erken die apostels, hy sê hy het nie na die apostels toe gaan en by hulle gaan aanklop nie, maar ek het na Arabië gegaan en weer na Damaskus teruggekeer. En dan sê die Bybel in die volgende versie, daarna, 3 jaar later het ek na Jerusalem opgegaan. 3 jaar. Ek wil u herinner of ek wil u vra, kan u onthou hoeveel van die Nuwe Testament het Paulus geskryf? 2/3. Hoeveel het die 12 disippels geskryf of die 12 apostels geskryf? Baie min. Baie min, 1/3. 1/3 van daardie boeke is nie deur hom geskrywe nie. Paulus het na sy bekering eers 3 jaar later afgesonder gebly, waarskynlik vir geestelike voorbereiding en direkte openbarings van Christus. Jesus het persoonlik aan hom verskyn op herhaaldelike geleenthede. In Handelinge 26 vers 16 lees ons, maar staan op, want hiervoor het ek aan jou verskyn, om aan jou te stel om jou aan te stel as 'n dienaar en getuie van wat jy van my gesien het en van wat ek nog sal verskyn. Ons lees dit in Handelinge 26 vers 16. Jesus het aan Paulus verskyn. Paulus is nie opgelei deur een van die apostels nie. Paulus is opgelei deur Christus.
En het ek die boek Romeine gebruik om dit nou aan u te bewys? Nee. Ek het die boek Romeine hoofstuk 1 vers 1 gebruik om vir u te noem wat hy verklaar. Want wat ek aan u nou verklaar, staan in Handelinge en Galasiërs en in al die ander boeke. Wat vir ons dit leer. Jesus beloof in Handelinge 26 vers 16 dat hy weer aan Paulus gaan verskyn. Nie net eenmalig op die Damaskuspad nie, maar hierna op herhaalde verskynings en dit hou waarskynlik verband met sy openbaringe. Want wat weet ons? Hoe weet Paulus so baie? Kyk, ek maak julle verborgenheid bekend. Ons gaan nie almal ontslaap nie. Wie? Watter een van die apostels het dit vir Paulus gesê? Nee. Waarom? Want Christus het dit self hom gesê. Christus het hom onderrig. En daarom as 'n mens baie keer wonder, hoekom sou hy 2/3 van die Bybel moes geskryf, van die Nuwe Testament moes notuleer, as gevolg van sy opvoeding? En dink 'n bietjie daaroor, watter mense het Jesus gebruik vir die 12 disippels? Eenvoudige mense, eenvoudige vissermanne, want dis al wat nodig is. Maar toe Christus iemand soek, wat vir die regering 'n brief kan skryf, iemand soek wat voor die keiser kan opstaan en die naam van Jesus verkondig, toe moes dit 'n Romeinse burger wees. God het spesifiek vir elkeen van sy apostels, vir elkeen van sy mense 'n spesifieke taak. En ek wil u vandag kom vra, wat is die taak wat die Heilige Gees op u lê? Paulus sê dat Christus self sekere leerstellings aan hom gegee het. 1 Korintiërs 11 vers 23 lees ons. Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgeleef het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het en gesê, neem eet. Was hy daar? Hy was nie daar nie. Wie het dit vir hom gesê? Hy sê dat hy nie by vlees en bloed en by die apostels wat voor hom was gaan aanklop het nie. Wie het dit aan hom geopenbaar? Niemand anders as Christus nie. In 2 Korintiërs 12 vers 1 en 4 staan daar, ek sal kom op gesigte en openbaringe van die Here. Ek ken 'n man in Christus, wat 14 jaar gelede tot in die 3de hemel weggeruk is. En hy het onuitspreeklike woorde gehoor wat 'n mens nie mag uitspreek nie. Wie het dit? Wie was dit? Is niemand anders as ons vriend, die perd Paulus nie. Nou wil ek voortgaan vanaand met die tyd wat ons tot ons beskikking het, en dat ons met hierdie in gedagte, die man, gebore Hebreër, gebore Fariseer, 'n gebore Romeinse burger, 'n gebore Hebreër, hy sê, ek is 'n geroepe apostel. Hoe is hy afgesonder tot die evangelie? Ek dink met die kennis wat hy het, sal hy besef dat hy 'n Damaskus ervaring gehad het, en dat hy vir 3 jaar in Arabië afgesonderd was, in voorbereiding vir sy taak. Nou kom vers 2. En hy, hoofletter hy, Jesus, beloof het, deur sy profete in die heilige skrifte, aangaande sy seun, wat gebore is na die vlees en uit die geslag van Dawid. Wat doen die Romeinse burger in sy brief aan Rome? 3 jaar, ek dink as ek nou reg het, so plus minus, het jy al gewonder, vir wie is die brief geskryf? Vir Romeine, in Rome. Waar is Paulus oorlede? In Rome. Wat het daar gebeur? En nou lees ons hierdie brief 4 jaar, plus minus 4 jaar voor die tyd geskrywe aan hulle, want hy sê, ek wil na julle toe kom. Hy sê, ek wil eintlik kom deel, ons sal later by dit stop. Maar hy skryf hierdie brief, en hy beklemtoon in vers 2, Jesus Christus, 'n Jood. Hy beklemtoon Jesus se geboorte uit die geslag van Dawid. 'n Romeinse burger maak 'n bekentenis rondom die geslagsregister van Christus. En hy verklaar hom as seun van God,
die antwoord op die profesie. Nou waar is hy nou weer onderrig? Aan die voete van Gamaliel. Wat het Gamaliel hom geleer? Ou Testament. Ou Testament is hy geleer. Wette, hoe om wette te volg, hoe om die wette van Moses, al hierdie dinge is vir hom geleer. En nou kom hy, wat hierdie persoon is, hy kom sê, dat Jesus Christus uit die geslag van Dawid is, in vers 4. En na die gees van heiligheid, van heiligheid, met krag verklaar is. Wat het gebeur, toe Jesus gedoop is? Wat het gebeur, toe Johannes die Doper uit die water uit opgaan? Toe sien hy, die gees, die Heilige Gees, in die vorm van 'n duif neerdaal, en op hom, Christus, kom. En daar was 'n stem, wat dit beklem, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehaag het, luister na hom. Daarom is hierdie boek so ingewikkeld. Daarom is hierdie boek so erg interessant. Want hy bring openbaringe na ons toe, wat die deursnee ou nie noodwendig het nie. Die deursnee ou verstaan nie, waarom hy al hierdie dinge sê nie. En vriende, wie het dit vir hom openbaar? Die 12 disippels. Jesus het. Jesus het Paulus by die hand geneem. En hy het hom opgelei. En hy het hom boeke laat skryf, en daardie boeke is in die woord van God opgeneem. Want dit is Jesus se woorde. En die Bybel verklaar die seun van God. Die Heilige Gees het hom verklaar op daardie getuienis. Verklaar as die seun van God. Waarop en op watter manier is Jesus ook verklaar as die seun van God? Hy sê dit in vers 4. Deur die opstanding uit die dode. Nou ja, ek wil vir u vra, was Jesus die eerste mens wat opgestaan het uit die dood? En dan moet jou brein onwillekeurig vir jou sê, nee, stellig nie. Want dit laat jou onmiddellik aan Lazarus dink, dit laat jou onmiddellik dink aan hoeveel ander mense wat daar selfs hier mense uit die dood uit opgestaan, toe Christus uit die dood uit opgestaan het na die bewing, as gevolg van die krag. Waar is daardie mense nou? O nee, stellig nie, hulle is almal weer dood. Lazarus ook. Nou, waar is Christus? O nee, donderdag laasweek het ons dit hanteer. Hy is hemel toe. Hy is hemel toe. En ons lees in die boek Romeine, deur die opstanding uit die dode, Jesus Christus, onse Here, en daar verklaar hy hom as God. Deur wie's ons genade en die apostelskap ontvang het. Wie sluit hy in by ons? Wie is daai vers 5? Wie is ons? Na dit het hy met die apostels in kontak gekom. Inteendeel, van hulle het saam met hom gewerk, en die Bybel gebruik nogal 'n term slaaf, wanneer hy sê, hulle het saam met Paulus weer gegaan, en hom bygestaan. En ons weet, daar was nie altyd maklik, en daar was maar soms 'n bietjie stryd ook onder hulle, want die vlees klop. Maar nou sê die woord, deur wie ons genade en die apostelskap ontvang het, om geloofsgehoorsaamheid te verkry onder al die heidene ter wille van sy naam. Kan ek u vanaand vra, het u geloofsgehoorsaamheid? Het u geloofsgehoorsaamheid? Want ons het almal geloof. Meeste van ons wat hier sit, kom nie op 'n Sondag aand hiernatoe omdat ons nie geloof het nie. Maar wat beteken gehoorsaamheid? Ons almal weet wat beteken gehoorsaamheid, is iets wat jou ouers van jou vra. Jy moet jou vader en jou moeder eer. Jy moet vir hulle luister. Maar nou wil ek u vra, hoe luister ons na die Here? Hoe gehoorsaam is ons in die geloof aan die opdragte van God? Wat sê God vir Helderberg gemeente? Wat verwag God van ons as individue? Ek wil vir u vra, met die kennis wat ons van Paulus opgedoen het. Paulus is nie 'n superhero nie. Hy's 'n individu, deur God gebruik om 2/3 van die Nuwe Testament te skryf.
Hoeveel kennis het ons wat hier sit? Waar is ons gebore? Waar is ons geboorte reg? Is ons weergebore? Het ons die Heilige Gees van God ontvang? Want is vir my duidelik dat Paulus het. En omdat hy dit ontvang het, was Paulus 'n kragtige figuur. Sou Paulus in die boeke opgeteken geword het as 'n kragtige figuur sonder die instaatstelling van die Heilige Gees? Nee, stellig nie. Om geloofsgehoorsaamheid te kry, moet plaasvind onder die vervulling en invulling van die Heilige Gees. Hoe kan jy gehoorsaam wees as jy nie weet wat van jou verwag word nie? Sê die Bybel vir ons wat hy van ons verwag? Sê die Bybel van hoe hy verwag 'n kind van God moet optree? Sê die Bybel vir ons hoe 'n kind van God moet lyk in 1 Petrus en 2 Petrus en 1 Korintiërs en 2 Korintiërs en in al die ander boeke? Wat doen ons met dit? Waarom in vers 5? Terwille van sy naam. Hoe groot is God se naam? Ek wil vir julle sê, God se naam is so groot dat ons nie werklik weet wat sy naam is nie. Want toe Moses vir hom reguit vra, wat is die naam? Toe sê hy vir hom, ek is. Sê vir hulle, ek is het jou gestuur. Nou kyk, as jy vir 'n kind, wat niks van die Bybel af weet nie, sê jou naam is ek is, dan gaan hy vir jou sommer kwaad word. Want hy gaan vir jou sê, dis nie 'n naam nie. Maar jy sien, God is so groot, dat jy hom nie kan vasvang, dat jy hom nie kan beperk deur 'n naam nie. Want hy is die Jehovah Rafa, hy is die El Shaddai, hy is die alleen heerser. Hy is so groot dat die beskepping hom nie kan bevat nie. Hy is buite tyd, buite skepping, buite alles. En daardie God het dit geen roof geag om 'n mens te word nie. Vir wie? Vir ons. Vir ons elendige mense. Stof. Stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. En die Here het vir dit aarde toe gekom en ons sonde op homself geneem. En nou kom hy in vers 6 en vir die eerste keer kan ons onsself nou sê hy, en vers 6, onder wie julle ook is, uiteindelik. Romeine het begin. Wat sê die skrywer van die boek in Romeine aan die Romeine? Hy sê, julle behoort ook geloofsgehoorsaamheid te hê. Hy sê, julle behoort ook genade te ontvang. Julle behoort ook die heilige skrifte te ken. Onder wie julle ook is, geroepenis. Wie is geroep? Die brief is geskryf aan heidene, aan Romeinse burgers, aan Romeine, aan die Christene, om meer spesifiek te wees, aan die Christene in Romeine, in Rome. Want Romeine is die boek. Aan al die geliefdes van God, geroepe heiliges wat in Rome is, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Nou as jy nou baie jonk was en so jy gedink het die boek slaag, maar dis die begin. Nou is jy gegroet. Nou is daar veel gesê, dis wie ek is, dis wat ek doen, dis wat jy doen, en dan volg hy in die eerste plek, begin Paulus. En ons gaan met die genade van die Here maar vanaand daar stop, en nie in die eerste plek gaan kyk. Maar wat ek vir u wil sê, ek wil vir u sê, daar's baie mense, wat vir my reguit sê, hulle het 'n groot probleem in die boek Romeine. En as ek vir hulle sê, hoe so, dan sê hulle ons aanvaar hom nie. Want hierdie eerste 7 verse kantel hulle geloof. Hierdie eerste 7 verse kantel enige ander kerk. Want hierdie eerste 7 verse sê vir jou wie is Jesus. En hierdie eerste 7 verse sê vir jou,
wat het hy kom doen? Waar het hy gesterf? Hoe het hy opgestaan? Wie hy is en wie is hy? Hy is die Seun van God. Hierdie boek is 'n belangrike boek in die Bybel. Nie belangriker as Jesus nie, maar waaroor gaan die boek? Oor Jesus. En dit verklaar hom so prompt uit as die Seun van God, dat die mense sê hulle verwerp die boek. Dis hoe belangrik hierdie boek is. En elke ander boek. Maar ek wil vir u vra, dat ons nie in Rome sal wees nie, maar dat ons hier in Helderberg bietjie moeite sal doen, om te gaan kyk, wat die Here vir Paulus gesê het, om aan heidene te sê. En wat die Here van die Romeine verwag het, spesifiek van Romeinse Christene. Want ons weet vir wie die boek geskrywe is. Mag die Here ons ontmoet, mag die Here ons bekragtig, mag die Here ons in staat stel, om te groei, en om eintlik opgewonde te raak oor sy woord. En mag die Here vir u besoek met hierdie gedagte, wie is u? As die Here vir Paulus so kon gebruik, en ek seker met daai gedagte net vinnig afsluit, 'n vervolger van God, die man wat die moord van Stefanus goedgekeur het, daardie man gebruik God om mense na hom toe te bring. So maak die saak of u vanaand hier sit nie, ek vermoed hier sit nie moordenaars nie. Maar net my vermoede, ek maak ook foute. Maar as God 'n man soos Paulus kon gebruik, vervul met die Heilige Gees, wat kan God, die Heilige Gees, met u doen, as u self aanmeld vir diens, in geloofsgehoorsaamheid? Mag die Here ons in staat stel, om sy wil te doen, en nie ons eie nie. Amen. Kom ons sit net so, en sluit ons die oë. Dierbare Here Jesus, Here, ons kom vra, dat u asseblief genadig oor ons sal wees. En Here, daar sit soms mense in die kerk, wat soos 'n Saulus optree. Daar sit soms mense in die kerk, wat op hulle eie manier dink hulle dien u, maar hulle dien u nie. Wat op hulle eie manier 'n ander evangelie wil verkondig. Maar Here, u woord is baie duidelik, en ons kan dit duidelik sien, dat u elke mens op hierdie planeet besoek. Maar Here, as ons selfs deur Paulus se aggressiewe gedrag besef, dat alhoewel hy daardie wonderlike ontmoeting gehad het, hy tot baie ekstreme moes gaan, om u woord te verkondig aan verlore wêreld. En Here Jesus, daardie selfde Gees is vandag nog hier. Daar is soveel dinge wat ons moet doen, en soms soveel dinge wat ons persoonlik moet deurgaan, sodat ons ander mense kan trek, sodat ons kan kwalifiseer om ander op dieselfde vlak te bereik. En Here God, ek kom vra dat u ons in staat sal stel deur die kragtige werking van die Heilige Gees, dat ons u diensknegte kan wees, dat ons kan aanmeld, en dat ons kan doen wat u van ons verwag, nie omdat ons moet nie, omdat ons uitverkoop is, omdat ons graag wil, agter die aanloop, ons kruise opneem en u volg. Kom stel ons asseblief in staat vir dit, in Jesus heilige naam. Amen.